Ons was baie bevoorreg geweest om vir 5 weke verlof te hê. Net 5 weke te gaan en te gaan afskakel en te gaan rus. En net weer 'n bietjie die stem van die Here te gaan soek en weer die stem van die Here te kan hoor. En ons is dankbaar om vanoggend terug te wees in die gemeente. En in die tyd wat ons daar is van ons die Here, U weet. En U ken alles. En as niks wat ons vir U kan wegsteek nie. Die planne wat U het en dit wat U vir hierdie gemeente in stoor het, Here, dit is waarna ons soek. En ek wil vanoggend begin om U te vertel dat in die tyd wat ons daar is, en dit is die Woensdagoggend. Ons is daar by die Kololo en ons staan op. En dit is 'n lekker dag, is lekker warm. Vat 'n bottel water, my vrou sê sit hier toe, kom ons loop 'n bietjie vandag. En nie is okay. Kom ons gaan in die bos loop en ons gaan 'n bietjie die diere kyk, as baie diere. Maar daar is ook kameelperde en ons het nog nie kameelperde gesien nie. So ons wil graag loop om die kameelperde gaan sien. En ons skop af by hierdie roete. En ons is entoesiasties, jy's opgewonde. Luister, ons gaan daar in hierdie wild en loop en tussen hierdie diere en alles en dit gaan so wonderlik. En ons volg die blou pyl. En jy begin loop. En soos jy loop, so sien jy die diere en die diere is mooi. En jy herken die diere, dis 'n springbok, dis 'n koe, dis 'n nyala, dis 'n rietbok, of 'n rooibok en 'n blesbok en alles, en jy loop. Maar die pyltjie bly net in die bos ingaan, die blou pyltjie. En ons loop, en ons later aan 'n uur, en ek kan sien, my vrou raak so 'n bietjie onrustig. En daar is geen, al wat jy sien is bos en diere. En die water wat ons het, deel ons die water en gee vir my vrou water en ek vra vir hom, vertrou jy die veldwag? Sy sê nee. Sy raak nou benoud, want ons kry nie die einde. Maar soos ons die pyltjies volg en soos ons loop en alles, gaan die tyd aan en jy kom by 'n groot grondpad en nou wonder jy by jouself, moet ek linksdraai, moet ek regs gaan, wat sien jy is die pad wat ons gaan terugvat na die geboue toe en alles. Ons besluit toe maar, luister. Pastoor Nico het so 2 weke terug gesê, toe sê hy die volgende, hy sê luister altyd na jou vrou. En my vrou sê, bly op die blou pyltjies. Kom ons bly net by die blou pyltjies, ons is op pad iewers te heen. En so loop ons. En ons kom by 'n groot trop blesbokke en rooibokke daarso. En die volgende oomblik toe ons loop, sê ek vir my vrou, weet jy wat? Kom jy agter? Ons is nie meer op die blou pyltjie. Iewerste het ons die pad byster geraak en ons loop op die groen pyltjie en hy vat ons met 'n draai. En ek sê vir my vrou, nee, ek dink ons moet omdraai. Ek dink iewerste het ons iets gemis en iewerste het ons die blou pyltjie gemis. En ons draai om en ons gaan terug en ons kom weer op die blou pyltjie en nou begin ons loop. En op die einde van die dag om die lang storie kort te maak, kom ons by ons bestemming uit, ons kom uit by die onthaalsaal en alles is dit, my vrou is gesig van verligting, sy het so getwyfel in my en alles, en sy het geglo, dat vanaand slaap ons in die veld en miskien môreoggend as iemand daar verbyloop gaan hulle ons vind. Maar weet jy wat, ons het nooit onsself toegerus om hierdie staproete aan te vat. Ons het gedink, dit is sommer net 'n kort roete nie. Dit is sommer net so, binne 'n uur is ons klaar en binne 'n uur is ons terug. En ons het ons nooit voorberei vir dit wat voor ons voorlê. Entoesiasties het ons opgeskop en ons het begin dit stap met al hierdie mooi dinge in die natuur en dit wat ons gaan sien en dit, maar hoe langer ons geloop het die entoesiasme verdwyn. En die twyfel het ingekom, is ons nog op die regte pad? Die twyfel het ingekom, waarheen is ons op pad? Gaan ons dit maak of gaan ons dit nie maak? Toe ons hier klaar is daarna, en spot met my vrou, nadat ons in die warm swembad was, die aand, en ek sê, gaan ons môreoggend weer loop? Sy sê nee. Ek sê, jy vertrou nie die veldwagter? Sy sê nee. Maar waar bring dit ons uit? Dit is net so in ons geestelike lewe. Jy heel agtergekom. Die dag toe jy jou hart vir die Here gegee het, die dag toe jy tot bekering gekom het en hy lewendig geword het binnekant in jou en jy verstaan waaroor gaan die kruisiging. Jy het verstaan dat hy gesterf het vir jou sondes en het jou losgemaak en het jou vrygemaak van die vloek wat oor jou gerus het as gevolg van ons rebellie. Het jy afgeskop, entoesiasties. Het jy begin, jy kon nie genoeg kry om te bid nie. Ek kan onthou toe ek jong was en soos daar by pastoor Marius in die kerk gewees, AGS Durban Wes op die bult.
Man, jy was so aan die brand gewees, jy het sommer net gebid vir die ou, as hy voertuig langs die pad stikkend is, dan bid jy, ag Here, maak jy daai voertuig vir daai ou reg. Jy is so opgewonde oor dit alles. Maar na mate ons tyd in die kerk is, na mate ons die pad saam met die Here stap, begin ons partymal daai entoesiasme verloor. Ons begin die mooi verloor en ons begin om dit net 'n ritueel te maak. Ons maak dit 'n gewoonte, kom ons gaan kerk toe, kom ons doen dit, kom ons doen dit. En partymal sê ons, ag nee, ons gaan dit nie weer doen. En so. Jy sien, ons raak die pad byster in ons geestelike lewe. En dan baie maal kom ons agter op 'n sekere punt, maar kom ons draai terug. Kom ons draai terug. Kom ons gaan terug op die pad waarop ons was, toe ons in die begin entoesiasties en bly gevoel het en ons geweet het dat die Here is in beheer van ons lewe. Maar hoe doen ons dit? Waar begin ons om terug te draai as ons afgedwaal het? Waar begin ons om daai vuurtjie weer aan die gang te kry hier aan die binnekant van ons? Waar begin ons weer om daai opgewondenheid te kry vir die Here in ons lewe? En ek kan nie beter dink as die woord wat die Here vir my gegee het ten opsigte van die herstel van Israel nie. Die herstel van Jerusalem, die bou van die tempel, die mense wat uit ballingskap uit moes teruggekom het. Ek wil oor die volgende 2-3 sondae wil ek stil staan oor die terugtog van die Israeliete wat uit ballingskap uitgekom het om te gaan, om die tempel te gaan herbou. Dan gaan ek vir julle so 'n bietjie agtergrond gee en so 'n bietjie feite in die geskiedenis gee. Ons weet dat God het die Israeliete gewaarsku. Hy het hulle gewaarsku, stop julle nonsens, hou op met die verkeerde dinge doen en dit. Moenie afgode aanbid nie, want julle is in rebellie teen my en daarom sal ek julle straf. En daarom het hy verklaar dat vir 70 jaar sal hulle in ballingskap weggevoer word. Hulle sal weggevat word uit hulle eie land uit dit wat hulle ken en dit waar hulle in gemak was, en hulle sal weggevoer word om slawe te word. Voordat ek verder aan gaan, jy sal kyk hier agter op die bord, het die skrifgedeeltes opgekom, waaroor ek gaan praat vandag. Nebukadneser kom en hy kom en hy neem die suidelike deel in Juda neem en hy voer hulle weg in ballingskap na Babel. Die noordelike gedeelte word deur die Assirië ingeneem en hulle word weggevoer in ballingskap. Nou die interessante feit is, volgens die geskiedenis en dit wat ek gaan doen het en navraag wat ek gedoen het, baie van die stamme van Israel het nooit weer van die noordelike streek Israel het nooit weer teruggekeer. Maar die 2 stamme van Juda, dit is hulle wat teruggekeer het na Jerusalem om die tempel te gaan herbou. Ek wil hê jy moet verstaan vanoggend dat in die tydperk wat hulle weggevoer is uit Jerusalem uit, sê die woord vir ons dat die tempel was afgebrand gewees, die tempel was geplunder gewees, daar was eintlik basies niks oor van die tempel nie. En die tempel het 'n betekenis gehad vir die Israeliete. So hulle word deur Nebukadneser, ons dink dat Daniël hulle weggevoer en hulle word vervat na Babel toe. En daar word hulle die slawe van die Babiloniërs. Dit was 'n moeilike tyd gewees vir die mense in Israel en die mense in Juda. God se woord het gesê vir 70 jaar gaan ek julle verwyder. 70 jaar gaan jy dalk nie jou familie sien nie en jy weet nie of jou familie nog gaan lewe nie. Daar was hartseer gewees as ons dink aan Daniël, hulle jong seuns wat weggevat is van hulle ouers af, wat geskei is van hulle ouers en vir 70 jaar het hulle nooit geweet of hulle weer kan sien. 70 jaar was 'n lang tyd en daar was baie hartseer gewees en daar was berou gewees, maar dit was te laat want God se woord het bly staan en God het uitgevoer dit wat hy gedoen het. Ongeveer 539 jaar voor Christus kom Persië onder koning Kores, val hy vir Nebukadneser aan en hy oorwin die Babiloniërs en hy kondig 'n dekree uit. Mense dink dat Kores was 'n baie goeie koning gewees deur te kan sê, maar al die mense van vreemde lande en van vreemde volke moet teruggaan na hulle eie plekke toe. Maar wanneer ons nou die gedeelte gaan lees, dan gaan ons sien, God het die woorde in sy mond gesit. God het vir hom gesê, die 70 jaar is verby, Kores, my mense moet nou teruggaan volgens die belofte wat ek vir hulle gemaak het. Hulle moet teruggaan om die tempel te herbou.
En dit was alles van die begin af God se plan gewees. Wanneer ons gaan in ons neem ons Bybels en ons draai na 2 Kronieke 36 toe. As jy saam met my blaai en ons kyk daarna na 2 Kronieke 36 toe, dan gaan ons die volgende lees. Daar vanaf vers 22 tot en 23. En dit is Kores, hy is in beheer, hy het vir Nebukadneser oorwin, hulle is die sterkste mag wat daar so tans is die mense van Kores. Vers 22 sê, in die eerste regeringsjaar van koning Kores van Persië, is die belofte vervul wat die Here by monde van Jeremia gegee het. Die Here het dit bewerk dat koning Kores van Persië besluit het om dwars oor sy ryk 'n proklamasie te laat afkondig. Hoor mooi, God het dit so bepaal. God het vir hom die woorde in sy mond gegee en gesê, luister, die 70 jaar is op vir hulle wat ek weggevoer het, dit is nou tyd vir hulle om terug te gaan en om die koninkryk of die tempel te gaan herbou. Die proklamasie, wat ook skriftelik was, het soos volg gelyk. Koning Kores van Persië maak bekend, die Here, die God van die hemel, het al die koninkryke van die aarde aan my gegee. Hy het my beveel om vir hom 'n tempel in Jerusalem en Juda te bou. Enige een onder julle wat aan sy volk behoort, kan teruggaan en mag die Here sy God by hom wees. Hy gee vir hulle 'n keuse. Hy sê enige een wat wil teruggaan. Enige een wat wil gaan en om die tempel te gaan bou, jy is meer as welkom om te gaan. En baie van hulle het nie teruggegaan. Maar die wat daar was, die wat die liefde vir die Here gehad het, want in hulle het hulle geglo dat daar was nie 'n tempel vir die Here in Babel nie, en God kon nie onder sy volk gebly nie. Daarom het hulle die begeerte gehad. Maar Jeremia het ook 'n brief geskryf terwyl hulle in ballingskap was, om vir hulle die belofte van God te gee. En ek dink hulle het vasgehou vir daai 70 jaar aan daai belofte en dit wat God vir hulle gegee het om te kan teruggaan en hoe hy hulle gaan herstel in hulle eie land. Kores het die opdrag ontvang en hy sê, gaan en herbou julle tempel. Die wat agtergebly het, het getrou met van die volke wat daar so was in die land, van die vrouens en so, en daar het eintlik die Samaritane begin ontstaan. Jy sien, die Jode het 'n afskeid gehad en hulle wat agtergebly het en getrou het met die vreemde volke. En daar het die Samaritane, en dis omdat daar 'n tweestryd was, want hulle het gevoel dat die ouens wat agtergebly het, is die ouens wat nie uitverkoop was aan God en wil teruggaan om die tempel te herbou. Daarom wanneer jy kyk na die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, sal jy sien, die Jode het nie gehou van die Samaritane. Hulle het 'n afskeid gevoel teenoor hulle. Hulle het geglo dat hulle is die verraaiers gewees, hulle het hulle land verraai en hulle het agtergebly in Assirië, in Babel of in Babylonië. Terwyl hulle in ballingskap was, het Jeremia 'n brief aan die ballende geskryf. En hy het na hulle toe gestuur waar hulle in ballingskap was aan die suidelike deel, die Juda, wat in ballingskap was by Nebukadneser. Dit is 'n brief wat hy geskryf het, wat God hom 'n opdrag gegee het om hierdie brief te skryf. Nou in hierdie brief, eerstens wat hy skryf in hierdie brief en wat God skryf in hierdie brief is vir my en vir jou 'n teken dat alhoewel sy mense in ballingskap was, het God nooit van hulle vergeet nie. Alhoewel hulle gevoel het hulle is in 'n vreemde land tussen hierdie vreemde gode, het God nog nooit opgegee op hulle nie. En hy skryf hierdie bemoedigende brief wat hy vir Jeremia gee. Jeremia skryf hom en hy stuur hom aan na hulle toe sodat dit gelees kan word vir hulle. En daarin gee God vir hulle hoop en hy gee vir hulle 'n belofte. En dis 'n baie bekende gedeelte wat ons ken, is Jeremia 29. En kom ons blaai na Jeremia 29 toe. En dan lees ons die gedeelte daarso. Ons moet onthou dat hierdie ouens wat nou in ballingskap was, het dalk begin met voel. Hulle het gesien wat is besig om hulle te gebeur. Hulle het gesien daar is nie so baie vryheid van hulle geloof wat hulle het nie. Daar is nie 'n tempel waar God onder hulle kon woon het. En hulle was hartseer en hulle was moedeloos geweest.
Maar dan kom God en hy is so getrou, maak nie saak of jy afvallig geword het nie, maak nie saak of jy bietjie die pad byster geraak het nie, God gee nie op jou nie, en hy gee 'n hoop en 'n bemoediging vir hulle. Niet so vir my en vir jou. Wanneer ons lewe voel uit 'n draaigang, wanneer ons lewe voel, ons het ons entoesiasme verloor, dan gee God nie op my en jou nie. Hy gee vir my die hoop en hy gee vir ons die beloftes wat daar is. Hoor wat sê hy in Jeremia. En hy begin om te lees daar van Jeremia. Vanaf vers 4. En dis Jeremia wat dit geskryf het nadat hy gehoor het van God. Hy sê, so sê ek, die Here die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Ek het julle daar geplaas, maar ek is nie kwaad vir julle nie. Ek is nog steeds lief vir julle. Bou vir julle huise en bewoon dit. Let tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld inbring. Hy sê vir hulle, gaan voort met julle lewe, alhoewel julle voel ek is nie daar nie, is ek daar met julle. Moenie gaan sit in sak en as nie, moenie gaan en die valse profete en die Baal profete najaag en in hulle begin glo nie, ek is God die Almagtige en ek gee nog om vir julle. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die belange van die stad waarheen ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. Hy gee vir hulle opdrag, hy sê terwyl julle daar so is, begin om te bid vir hierdie stad. Begin om te gee vir hierdie stad. So sê die Here die Almagtige, die God van Israel. Moenie dat die profete en die waarsêers daar by julle mislei nie. Moenie afslaan op daardie drome wat julle so graag droom nie. Daardie mense tree sonder opdrag op as profete in my naam. Ek het hulle nie gestuur nie, sê die Here. So sê die Here. Oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem en dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe te bring. Hy sê vir hulle, hou net vas. Hou moed, na 70 jaar sal Kores kom van Persië en hy sal Babel en die Babyloniërs oorwin en dan sal ek julle terugstuur om die tempel te gaan herbou, of ek sal julle terugstuur na die land toe waarvan julle kom. Dan sal ek my belofte nakom. Vers 11. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. 'n welbekende skrifgedeelte wat ons ken. Hy sê ek weet wat ek vir julle beplan. Ek weet wanneer julle terugkom wat gaan gebeur. Ek het dit al reeds uitgelê vir jou. Dan sê hy die volgende, dit is wat sal gebeur. Voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep tot my kom bid en ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra. Hy sê vir hulle, moenie moed verloor nie. Gaan 'n tyd kom wat ek jou gaan terugvat. Daar's 'n tyd wat gaan kom vir die herstel en die herbou. Julle sal my ontmoet, sê hy in vers 14. Sê die Here, en ek sal julle terugbring uit ballingskap uit. Ek sal julle bymekaar maak tussen al die nasies uit en van al die plekke aan waarin ek julle verstrooi het, sê die Here. En ek sal julle terugbring na die plek waarvandaan ek julle in ballingskap weggevoer het. Jerusalem. Jy sien, Jerusalem het hulle vereenselwig, want in die tempel in Jerusalem het die wolk en die glorie van die Here in die tempel ingekom en hulle het geweet God is met hulle. Hierdie was die hoop in die brief wat Jeremia geskryf het vir die ballinge. Was die hoop om te sê, hou net vas. Moenie moed opgee nie, hou vas. Daar is 'n tyd wat ek julle gaan terugbring en dan sal daar voorspoed wees vir julle. Hy sê ek gaan julle herstel. En dis waar ons uitkom by die storie van vanoggend. Die terugkeer van die Israeliete of die Jode terug na Jerusalem vir die bou van die altaar en van die tempel.
Dit gebeur in 3 fases. Die eerste fase is Zerubbabel wat 'n gouverneur word en wat teruggestuur word, en hy het die opdrag om die altaar en die tempel te herbou. Daar's 'n bietjie 'n struweling, nie iets waaroor ons moet stry of enigiets soos dit, oor die getal van die mense wat saam met hom teruggegaan het. 49.000, hulle sê, en daar's van hulle wat sê dit was net die mans gewees, nie die vrouens. 49.000 mense gaan saam met Zerubbabel terug Jerusalem toe om die altaar en die tempel te gaan herbou. Die terugtog en die fases was nie net 70 jaar gewees nie. Altesaam in die 3 fases wat gebeur het, kon dit tot en met 100 jaar gewees het voordat hulle almal terug was waar hulle moes gewees het in Jerusalem. Elke leier, Zerubbabel, Ezra, Nehemia, het elkeen sy eie uitdaging en fokus gehad toe hy moes teruggaan Jerusalem toe. En ons begin vanoggend met Zerubbabel. Ons kyk na die eerste, en dit is die bou van die altaar en die fondamente van die kerk, of die fondamente van die tempel. Hoor wat sê hy in Ezra 3. Toe die 7de maand aangebreek, was die Israeliete, dis oral in die stede, hulle het egter soos een man in Jerusalem by mekaar gekom. Ek wil hê daar's punte wat ons moet uithaal vanoggend hierso. Hulle het soos een man by mekaar gekom. Daar was nie net die Lewiete wat gesê het, hey, julle ouens is die ouens wat in die tempel bly, en julle is die ouens wat die tempel moet herbou en die altaar nie. Die hele volk het by mekaar gekom, en die hele volk het begin om te bou. En daar het Yeshua, seun van Josalem, en sy ambtsgenote, die priester en Zerubbabel, seun van Shealtiel, en sy helpers die altaar van God van Israel weer opgebou. Die altaar was bedoel vir die brandoffers, soos dit voorgeskryf is in die wet van Moses, die man van God. Ten spyte van hulle vrees vir die ander bevolkingsgroepe in die land, het hulle die altaar op sy oorspronklike plek opgerig en daarop brandoffers vir die Here gebring. Soggens en saans. Hulle het ook die hittefees gevier soos dit voorgeskryf is en elke dag die vasgestelde hoeveelheid brandoffers gebring. Behalwe die gereelde brandoffers het hulle van toe af ook die offers by die nuwe maansfeeste en al die vasgestelde gewyde feeste van die Here gebring en ook elkeen sy vrywillige offers aan die Here. Hulle het die brandoffers van die Here begin bring op die eerste dag van die 7de maand. Wil jy moet oplet vanoggend. Hulle het nie begin om eers die fondasie of op 'n dak op te sit. Hulle het begin om die altaar te bou. Want die altaar was die aanbidding van God. Die altaar was die erkenning van God. Wanneer ek en jy afgedwaal het en wanneer, dan moet ons terugkom by die altaar, heel eerste in ons lewens. Maar ek wil dit nie vooruit hardloop nie, ek gaan met die deel daar wanneer ek daarby kom. Zerubbabel, wat die afstammeling was, hy gaan eers terug. Al die silwer en die goud wat gesteel was uit die tempel uit, word vir hulle teruggegee, sodat hulle dit kan terugvat aan die tempel. Dis die guns van God. God begin aan hulle bewys sy goedheid en sy guns. Alles het hy vir hulle teruggesê. Hulle sê dit was 5400 kg goud of wat ook al. Het was terugbesorg van hulle. Dink jy daaraan, kom by die verwoeste tempel, nadat hulle teruggekom het met al hierdie goed, 49.000 mans. En hulle gaan die tempel herbou, en jy staan daar so, en dit lyk vir jou, asof dit hopeloos is. Hier is net 'n bouval, niks anders nie. 70 jaar het al mense gebly, en dalk het hulle ook mense gehad, wat net in die gebou en die bouval kon bly het, ek weet nie, miskien was dit so oorgroei gewees van dit alles, en dit kon hulle moedeloos gemaak het. Maar Zerubbabel staan op en hulle begin om die altaar heel eerste te herbou. Om vir God weer erkenning te gee in hulle lewe. Om te sê, dis hier waar ons hier soek. Dis hier waar ons na hier toe kom. Dis hier waar ons op hierdie belofte staan. Dis hier waar ons glo dat voorspoed en teëspoed sal saam met ons wees en nie teen ons wees nie. Dit was nie die stene en die sement en die boumateriaal wat hulle nodig gehad het nie. Die tempel was die plek van God se teenwoordigheid.
vergifnis en aanbidding. En hulle begin om die altaar te bou, sodat hulle offers na die altaar kan bou. Sonder die altaar was daar geen offers nie. Sonder offers, geen versoening offers nie. Sonder die tempel, geen teken dat God steeds by sy volk is nie. Wanneer ons lees in vers 11 en vers 12 van hierdie boek van Esra 3, hoor wat sê hy. En toe ek dit lees en ek dit verstaan, het ek 'n opgewondenheid binne in my. Hoor wat sê hy. Hulle het die Here begin loof en dank, want hy is goed, aan sy liefde vir Israel is daar geen einde nie. Die hele volk het dit tot lof van die Here uitgejubel, want die fundament van die huis van die Here was gelê. Baie van die oueres onder die priesters, die leviete en die familiehoofde, wat nog die eerste tempel geken het hardop aan die huil gegaan, toe hulle sien hoe die fundament van hierdie tempel gelê het. Die wat kan onthou, die tempel van Salomo wat gebou is. Toe hulle sien die nuwe fundament wat gelê is, toe begin hulle huil. Hulle is hartseer want hulle het verlang na die ou dinge. Hierdie tempel wat nou gebou word, is nie so groot soos die een van Salomo nie. Is dalk nie so glorieus en so majestiek soos die een van Salomo nie. En hulle begin huil daaroor want hulle wil vashou aan die oue. Maar God het vir hulle 'n belofte gegee. Hy het vir hulle gesê, teëspoed sal nie saam met julle wees nie. Net voorspoed en ek ken die planne wat ek vir julle het. Wanneer ons die volgende vers lees, dan sê hy die volgende. Baie ander het hulle lykkeels van vreugde gejubel. Die volgende geslag wat nie daar was nie, die geslag wat nie die tempel van Salomo geken het nie, het teruggekom en hulle het gejuig en hulle het gejubel en hulle was bly geweest oor die bou van die tempel. Dit het nie vir hulle gegaan oor die verlede nie, dit het vir hulle gegaan oor die huis van die Here wat herbou word en dat dit vir hulle nou is en dis 'n nuwe fase en 'n tydvlak wat hulle in gaan as hierdie generasie. Niemand kon die gehuil tussen die blye gejubel teerhoor nie. So hard het die mense gejubel, dit kon van ver af gehoor word. Van die oues het gemor en gekla en gesê, hoe kan dit wees? Kyk na die tempel van Salomo, dit is hoe dit moet wees. Ons soek nie iets niets en vars. Kind van God, ek en jy kan nie vashou aan die ou nie. As God vir my en jou 'n belofte gee van iets niets en hy begin 'n nuwe fundament vir ons lê, dan moet ons dit embrace. En die jonger generasie wat dit is, hulle neem dit aan en hulle begin juig en jubel. Hulle het soveel dankbaarheid en blydskap in hulle hart dat hulle die fundament en die tempel kan herbou en dat hulle vir God kan loof en kan prys. Wil dit alles vanoggend by mekaar bring as ek wil afsluit vanoggend. Hoe pas alles in wat jy gehoor het oor Zerubbabel en die bou van die altaar en die tempel? Hoe pas dit in by my lewe? Hoe pas dit in by ons gemeente? Hoe herstel ek die altaar en die fundamente in my lewe? Daar's 3 punte wat ek vanoggend vir jou wil uithaal. Ons het gekyk in die Ou Testament, het hulle gepraat van die tempel wat hulle herbou het. Maar wanneer ons gaan na die Nuwe Testament toe, dan lees ons die volgende in 1 Korintiërs 3 vers 16 tot 17. Hy sê die volgende: Weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God beskadig, sal God hom straf, want die tempel van God is heilig en die tempel is julle. In die Ou Testament en die verhaal van Zerubbabel was dit die gebou geweest. Hy praat nou van my en van jou. Weet jy nie dat jy is die tempel van God nie? Weet jy nie dat die voorspoed en die blydskap en die vrede en die gejubel kom wanneer jy die tempel in jou lewe begin herstel, waar die Gees van God in woon nie? Hy gaan aan in 1 Korintiërs 6, sê hy die volgende:
Vers 19. Of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet dus God in julle liggaam verheerlik. Van ons het ons entoesiasme verloor. Van ons het die pad byster geraak. Vanoggend sê God vir jou, hy sê kom en maak die tempel en die altaar reg in jou lewe. Hy sê want ek ken die planne wat ek vir jou het. Hy sê ek het planne vir jou van voorspoed en nie van teëspoed. Ek het planne vir jou wat wanneer jy my aanroep sal ek jou hoor. Wanneer jy tot my bid sal ek jou God wees. Sien, ons het so lank gedwaal op die lewe dat ons geestelike lewe het oud geword. Ons geestelike lewe het so afgeskaal en die dinge van die wêreld, die mooi van die wêreld waarna ons gekyk het meer belangriker geword en die altaar en die tempel is verwoes in ons lewens. En God wil vir jou sê, kom ons herbou. Kom ons herstel. Kom ons maak reg. Jou lewe vanoggend voel dalk vir jou soos 'n mirasie, 'n bouval. 'n afgebreekte tempel wat dalk niks werd is nie. Jy het dalk verskriklike dinge gedoen langs die pad en die duiwel fluister in jou oor. Jy is nie waardig nie. Ek wil vir jou sê, moenie na die vals profete en die vals leraar en die vals stem luister nie. God het nie moed opgegee op jou nie. God het nog nie opgehou om vir jou lief te hê nie. God wil sy teenwoordigheid herstel. Nie in geboue soos in die ou tyd nie, maar binne in jou en my. Daar waar die Heilige Gees woon. Daar waar ek en jy weer die stem van die Heilige Gees sal hoor. Daar waar ons weer sal borrel van opgewondenheid. Daar waar ons die mooi en die goedheid en die guns van God weer sal sien. En dit sal uitspruit en uitloop by ons monde uit. En ons sal hom loof en prys in 'n stikkende wêreld. En hulle sal kan sien dat ons God is lewendig. Party van ons lewens is so in mekaar gevou soos 'n bouval en 'n moerasie. Baie van ons het al gedink ons skema moet doen. Wil vanoggend vir jou sê, moenie moed opgee nie. As 3 punte wat ek vir jou wil gee vanoggend. Die eerste is, maak 'n prioriteit in jou lewe en begin om die altaar eers te herstel. Begin om die altaar te bou, voordat jy enige iets anders te wil doen. Aanbidding het eers gekom. Al voel jou lewe en lyk dit soos 'n bouval. Begin nie met die mure nie, begin met aanbidding. 5 minute se eerlike lof en belydenis voordat jy jou foon vat. Dis waar die herstel kom. Jy sal onthou toe ek afgesluit het, 5-6 weke terug het ek afgesluit met waar begin herstel. Herstel begin op ons lewe. Herstel begin wanneer ons teruggaan na die altaar toe van die lewende God en waar ons die lofoffers vir hom bring. Het jy al gevoel die eerste keer as jy dit vir 2 of 3 dae doen, dan raak dit soveel makliker om in die oggend op te staan voordat jy jou foon vat, voordat jy wil kyk hoeveel likes jy het, voordat jy kyk wie het jou goed geshare, begin om die Here te loof en te prys en laat hom toe dat hy begin om die herstelwerk in jou lewe te doen. Jy sien hierdie woord was in die Ou Testament vir die Israeliete gegee, maar God se woord het nog steeds nie verander nie. Hy is getrou aan sy woord en hy sê vanoggend vir my en vir jou, al is dit 'n Ou Testamentiese ding, al was dit vir die Israeliete gegee, hy sê ek ken die planne vir jou. Hy sê wanneer jy terugkeer, wanneer jou altaar herbou word, wanneer die tempel herbou word in jou lewe, ken ek die planne wat ek vir jou het. Moenie doelloos rondloop en nie weet wat se kant toe links of regs nie. Moenie op jou eie insig en jou eie krag staat maak nie, maar vertrou die Here. En ons kan die Here net begin weer vertrou vir die herstelwerk wanneer dit begin in ons lewe. Die tweede punt wat ek vir jou wil gee vanoggend, vir die begin, die herbou van die altaar. Verwag trane en 'n gejuig. Want die dinge wat verkeerd was in jou lewe, die dinge wat so oud was in jou lewe, dit wat jy kan daaroor huil, want jy moet dit agterlos, jy kan dit nie saam met jou vat nie. As jy verwag dat God iets nuuts in jou lewe moet doen, as jy verwag hierdie belofte wat God vir jou gee, dat hy is jou God en hy sal vir jou sorg en hy sal voorsien vir jou en hy sal jou beskerm en hy sal jou behoed en bewaar, selfs in die middel van die storm.
dan moet jy die oue agterlos. Ons kan nie vashou aan die agter dinge in die oue en huil oor die oue nie. Ons kan nie huil oor die dinge wat al afgebreek is en wat vergaan het en sulke dinge nie. Kom laat ons begin bly word, kom laat ons begin jubel oor dit wat die Here begin doen. Die Here gee vir my en vir jou 'n tweede kans in jou lewe. Hy sê vir jou dit is 'n nuwe seisoen wat vir jou voorlê. Gaan terug en begin herbou en begin herstel en jy sal die grootheid en die almag en die goedheid van God weer ervaar in jou lewe. Dan sal jy enthousiasties wees oor die Here en jy sal nie kan ophou om te praat oor hom. Die oues het gehuil, maar die jonger geslag het geweet, daar's iets niets in die kom. Die belofte van God, van 'n lewe van voorspoed en teëspoed, van voorspoed en nie teëspoed nie, is waarop hulle gestaan het. Hulle het onthou daai brief wat Jeremia geskryf het, wat God vir hom gegee het en wat hulle gehoor het in die land van die ballingskap. Hulle het geweet daaroor en hulle was bly, ons is vry, ons is nie meer slawe nie, ons is terug in ons eie land, ons kan weer in die tempel ons God aanbid soos wat dit moet wees. Daar moet 'n jubel in jou binneste wees. Dit maak ons opgewonde en enthousiasties. Ons kyk vorentoe. En ons kyk nie meer agtertoe, wil die dinge van agter af saam met ons trek nie. Die derde punt wat ek by jou wil los vanoggend. Die klein begin is God se werk. God het vir Kores gesê, laat my mense terugtrek. Net in die woord wat hy vir Kores gegee het om te sê, laat hom terugtrek, 'n klein begin. Die volk was dalk moedeloos toe hulle in Jerusalem kom en hulle sien die tempel en hoe klein die tempel gaan lyk. Moenie moedeloos raak omdat jy net met 5 minute stilte tyd begin in die oggend nie. Dis God se werk wat begin. God is besig om met jou te praat vanoggend en jy ervaar dit. Hy sê vir jou, begin net met die 5 minute. Begin met daai klein dingetjies. Jy hoef nie in te spring en te sê, ek gaan nou vir 'n uur bid en is ydelle woorde en is herhaling van woorde en alles wat jy dink jy kan God beïndruk nie. Hy sê nee, kom terug, begin die altaar bou met die klein dingetjies. Die 5 minute. 5 minute wat jy afstaan in 'n gebed aan 'n God, as wat jy die 5 minute gebruik om te skinder. Wat jy gebruik om jammer vir jou kind te sê. Dit voel vir jou klein, maar dit is die seremonielwerk. Dis hoe God sy teenwoordigheid sigbaar herbou in jou. God wil jou weer oprig. God wil jou herstel. Jy voel dalk, ek het op 'n kol moedeloos gevoel en afgemat gevoel en jy het gevoel jy is die pad heeltemal byster. God nooi jou vanoggend. En hy gebruik hierdie voorbeeld uit die boek van Esra en die boek van Jeremia om vir my en vir jou te sê, man, luister, ek het nie moed opgegee op jou nie, ek wil jou teruggee en ek wil jou herstel. Wil jy met jouself die vraag afvra vanoggend en as jy dit uitstap, moet jy dink aan hierdie vraag. Watter klein ding kan jy vandag doen om ruimte te maak vir God se teenwoordigheid in jou? Wat se klein ding kan jy begin om God se teenwoordigheid in jou lewe in te bring? In jou werk, in jou verhouding met ander mense, in jou huis. Zerubbabel het nie die tempel herbou omdat hy sterk of slim was nie. Sagaria 4 sê vir ons die volgende. Ek wil afsluit met hierdie skrifgedeelte. Toe sê hy vir my, hier is die boodskap van die Here aan Zerubbabel. Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my gees, sê die Here, die Almagtige. Hy gaan verder in vers 10, moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie. Die mense sal bly wees wanneer hulle sien Zerubbabel gaan aan met die bouwerk. Moenie die klein dingetjies gering ag om net jou eerste tree terug te vat en te vertrou en te glo in die herstel wat God in store het vir jou. Kind van God, hy gee vir my en vir jou 'n belofte. Hy gee vir ons as 'n gemeente 'n belofte. Begin by die altaar. Kom terug by die plek waar jy my eerste plaas, waar jy my offers bring en so.
En as die altaar reg is en die aanbidding is reg en die teenwoordigheid van God word sigbaar in ons lewe, dan gaan die fondamente gebou word. En op die einde van die dag sal die Here sigbaar wees in ons lewe. Jeroboam was net gehoorsaam. God vra vanoggend vir jou. Wees net gehoorsaam aan die woord wat jy hoor vanoggend. Net 5 minute. Begin met die klein dingetjie. Moet dit nie gering ag. God vra net gehoorsaam om my eerste tree te gee, sodat hy weer sy gees herstel kan bring en die werk kan voltooi. Jy herbou nie om God se teenwoordigheid te verdien nie. Jy herbou omdat hy reeds ingetrek het. Fisiese herstel vloei uit geestelike inwoning. Ek wil vanoggend vir jou vra. Wil jy nie daai eerste tree weer teruggee nie? Wil jy nie daai eerste tree teruggee en sê, ek is deel en ek saam begin ek bou nie. Saam begin ek herstel nie. Saam gaan ons vorentoe en ons vergeet die verlede en ons vergeet die ou dinge en ons begin juig en jubel vir dit wat God vir ons kan doen. Waar's Mariska wat nie vir my kon speel nie, asseblief Mariska. Jy sê daar en jy dink oor die vraag wat ek jou gevra het. En jy vanoggend as jy dalk in twyfel. Vanoggend ag nee, ek het dit gehoor maar ek gaan nie. Wil vanoggend terwyl Mariska praat, wil ek vir jou vra. Wil jy nie na eerste stap net gee en begin? Te sê, Here, ek vertrou U om die altaar te herbou. Ek gee myself, daai eerste klein treetjie wat ek vanoggend, ek het die pad misgeloop, ek het die pad byster geraak. Maar ek soek die herstel.